Hoeveel dae is in die skepingsweek? Ja, 7. Daarom behoort ons altyd van die 7de dag ook te leer, as ons oor die skepingsweek leer. En nie net oor die eerste 6 dae nie, want die 7de dag is onlosmaaklik verbind aan die skepingsweek. Dit beteken, ons kan nie die 7de dag afkap van die skepingsweek nie. So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het. En op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het deur dit te maak. So op die 7de dag van die skepingsweek het God 'n dag van rus geskep. God het 'n enorme taak voltooi. Hy het die aarde, die planete, die son, maan en sterre, waterlewende wesens, vleiende wesens, landlewende wesens en selfs mense, met ander woorde alles wat bestaan, geskape. Dink jy dat God moeg was na al hierdie harde werk? Ek twyfel, want die Bybel leer vir ons dat God nooit moeg word nie. Weet jy dit nie of het jy dit nie gehoor nie? 'n Ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hierdie vers leer weer een vir ons dat God ewig is. Soos ons in die heel eerste episode geleer het, beteken dit dat God geen begin en geen einde het nie. Dat hy van altyd af en vir ewig sal bestaan. Dit leer verder dat God nooit moeg word nie en dat ons nie sy gedagtes ten volle kan verstaan nie. Maar hoekom lees ons dan in die Bybel dat God op die 7de dag gerus het? Die Hebreëse woord wat gebruik word vir rus, beteken ook om op te hou. Jy weet mos hoe dit voel as jy 'n groot taak voltooi het, of nadat jy 'n mooi prentjie geteken of ingekleer het. Soms staan ons terug en bekyk ons hande werk en gee soms so 'n reuse sug van tevredenheid. Nou dit is presies wat God op die eerste Sabbatdag gedoen het. Hy het na alles gekyk wat hy geskaap het en 'n reuse sug van tevredenheid gegee. Sy skepingswerk was volledig, voltooi en perfek. Geen mens sal ooit enigiets daarbey kan voeg nie. Hy was baie tevrede daarmee en tesame met Adam en Eva het hy hom verlustig in sy volmaakte skepping.